Nou dat ons die krag van God se koninkryk verstaan en tot hierdie onwankelbare koninkryk toegetree het, moet ons self in die krag van hierdie koninkryk begin leef. In Jakobus 1 vers 19 tot 27 vermaan Jakobus die gelowiges om nie net by die woord te bly nie, maar om daders van God se woord te word. En hierdie is vir my baie belangrik. En ek moet hierso stil staan. Dis wonderlik om al hierdie inligting te hoor. En weet jy dat jy kan hierso staan en jy kan vir my sê dis die awesomeste woord wat jy in jou lewe al gehoor het. En jy gaan dit file en jy gaan dieselfde lewe aangaan en jy gaan nooit niks omtrent doen. Nou wat baat die inligting? Eintlik niks. So hierso sê Jakobus, ons het nou gehoor en ons hou nog aan hoor, maar ons moet begin doen. En julle kan onthou dis hoekom dit so belangrik is, want ek weet as jy daar by die doop lees en kom, is al module 2, dan is dit eintlik jou eerste uitdaging. Wat gaan jy rondom dit doen? Want ek meen, daarso is jou eerste doen in die koninkryk van God. Dit beteken jy moet aksie neem. En nou kom ons weer verder, nou sê hy, dat jy weet hoe lyk 'n leefwyse, jy weet hoe toe te tree, jy weet al hierdie goeders. Jy kan nie net hoor nie, jy moet dit toepas. Jy moet dit in jou lewe aktiveer, daai vorige lesing, die gees, die wet van die gees in die lewe in Christus. Ons moet dit aktiveer. Alright. Sodat ons daders van God se woord word, met al sy wil doen. In Matteus 5 tot 7 vind ons God se wil en vereistes vir 'n koninkrykslewe. So dis baie kwaai, want dit is waar ons module 5 gaan afskop, as ons deur hierdie voorbereiding gaan. Wat is God se wil vir 'n koninkrykslewe? Hoe lyk sy vereistes? Dit gaan ons doen in Matteus 5 tot hoofstuk 7. In Hebreërs 5 vers 14 staan die volgende: Vaste spys is vir volwassenes en vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. En hierdie is 'n belangrike vers, want Paulus kom daar en hy vra eintlik net die mense wat net heeltyd bly in die begin. Hy bly net in die begin. En hy sê vir hulle op 'n kol daarso, basically julle is soos babatjies. Ek moet julle met melk. In die tyd moes julle al volwassenes in Christus. Julle moes al vaste spys eet. En dan sê hy hierso, ek meen, vaste spys is vir volwassenes. 'n Babietjie begin by melk en dan kry hy pappietjies, fyn pappietjies en daarna begin hy fyn groentietjies en dan begin hy bietjie meer grove goed eet en soos dit in groter word, eet hy vaste spys. Right. Dan sê hy daarso, geestesvermoëns besit, met ander woorde, dit is hoe jy ouer volwasse word, maar hoe besit jy dit? Deur gewoonte geoefen om goed en kwaad te onderskei. Met ander woorde, jy moet oefen, jy moet groei, want net 'n atleet wat oefen, kan sy vermoëns verbeter. Nooit vinniger word met 100 meter as jy nooit oefen. Inteendeel gaan jy eerder stadiger word as vinniger. En dis wat hy sê so, baie kinders van die Here oefen nie. Hulle geloof nie. Hulle challenge nooit hulle self in die woord nie. Hulle soek nooit nuwe goed in die woord nie. Nie nuwe goed, nuwe waarheid nie. Maar beoefen nie die woord. Lees dit, verstaan dit. Wat openbaar die Here vir jou lewe. So as jy dit nie gaan oefen nie, dan gaan jy net stagnant word. Alright. So in daai oefenproses, ek meen, jy moet oefen, ons almal moet oefen, want ergens sit ons met 'n gebrek of 'n swakheid in ons lewe. So as ons nie gaan oefen nie, gaan ons nooit kan oorwin nie. Ons kan nie. Want jy besit nie die geestelike vermoë nie. Geestelike vermoë word ingeoefen. Alright. Hebreërs 6 vers 1
Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fundament te lê. En eintlik wat hy maar hierso sê is, as soveel mense, as hulle 'n bekeringsboodskap preek, en sê julle moet julle bekeer, kom hulle voor 'n bekering. Volgende Sondag, oor vir 'n maand, dan sal weer so 'n boodskap. Dan kom hulle vorentoe, dan bekeer hulle. En dan kom hulle vorentoe, en dan bekeer hulle. En so gaan hulle maar deur die res van hulle lewe, want hulle kom nooit verder as die bekering. Dis wat hy hierso sê. Jy kan nie die fundament oor en oor fundamente lê. So wat bou jy dan? Jy moet begin groei, jy moet begin die struktuur oprig. Kan nie net in 'n huis van bly wat 'n fundament het. Die mure oprig, die dak opsit. Begin verf, begin teel, begin kaste insit. Ek praat net van die geestelike mens. So reg aan die begin van Jesus se openbare bediening tydens die bergpredikasie rus hy sy disippels toe in die beginsels van 'n koninkryksleefwyse. Hy spel nie net met hierdie lering die karaktereienskappe van 'n koninkrykskind uit nie, maar hy bevestig ook telke male dat elkeen wat so leef ware geluk sal ervaar en besitter sal wees van die kragtige koninkryk. En dit is nou nogal 'n baie uitgangspunt. Ek meen, dis 'n given. Jy gaan vervolg word, jy gaan gespot word en alles in between. Maar hy sê as jy in God se koninkryk is en jy het 'n karakter van 'n koninkrykskind, sal jy ware geluk ervaar te midde van vervolging, verdrukking of enige iets wat daarmee gepaard gaan. En ek meen, dit spreek van oorwinning, 'n oorwinnende lewe. Dit beteken niks wat die wêreld aan jou doen kan jou geluk in Christus steel. Kan nie beroof word. Right. 'n koninkryksleefwyse verg 'n lewe van geregtigheid. Kan jy onthou wat is geregtigheid? Right standing before God. Reg? Eenvoudige terme, Om die reg te doen van die Here. om God se dinge op God se manier te Ja, doen. om God. Geregtigheid. Nie op jou manier nie, op God se manier. En dit is right standing with God, met ander woorde om in die regte stand voor God te staan. Right. So nou verstaan ons dat God ons, nou dat ons verstaan dat God ons, punt nommer 1, reeds na sy koninkryk oorgeplaas het, reeds in hemelse plekke saam met hom laat sit het, moet ons ook in die beginsels van hierdie koninkryk begin leef en funksioneer. Ons is nie net gered om hoorders te bly nie, maar om daders te word, sodat ons ook aan ander mense die geleentheid kan bied om God te vind. Kom ons lees gou daai Jakobus 1 vers 19 tot 27. So neem jy op hoe gaan het goede met die lees? Nee. Dit is al my soetigheid, ek so krapperig in die keel. Ek is al raak ook soms so deur word. Is dit erg wat dan gaan ek weet die water? Kan ek hom al lees om? Ok, jy klaar baie? Hoor en doen. My liewe broers, dit moet julle doen in gedagte hou. Elke mens moet maar te gewillig wees om te luister. Nie te gou praat nie en nie te gou kwaad word nie. 'n Mens wat kwaad word, doen nie wat voor God reg is nie. Daarom moet julle al die sedelike vuilheid en ongeregtigheid opruim wat so weldig tier en ootmoeg die woord aanneem wat God in julle geplant het, want die woord kan julle red. Julle moet doen wat die woord sê en dit nie aanhoor nie, anders bedreig julle julleself.
Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat na sy gesig in die spieël kyk. Hy kyk homself, gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar iemand wat hom diep verkyk, nee, diep in die volmaakte wet van wat 'n mens vrymaak en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen. Hy sal gelukkig wees in wat hy doen. As iemand dink hy is godsdienstig, maar hy hou nie sy tong in toom nie, bedrieg hy homself. Sy godsdienst is waardeloos. Egte en suiwer godsdienst voor God die Vader is om weeskinders en weduwees in hulle moeilike omstandighede by te staan en om jou skoon te hou van die besmetting van die wêreld. Right. Wat se vertaling is dan? Dis die 83. Ja, verskil heeltemal van die Totaal anders dan, ja. Toe ek 'n kind was, was dit vir my te moeilik in die kerk om die 53 vertaling te verstaan. Met al hierdie geregtigheid en Wat is maar? vir goeie roteer, hierdie is 53. Goeie roteerenheid en alles. Dit was moeilik as 'n kind om dit te verstaan. Maar nou dat ek hom weer begin lees het, of nie, ja, kan dit ons dit nou lees. Ek bedoel, verstaan, is dit, Ja, as jy dit van my terminologie moeie. verstaan, dan sê dit, Ja. as ek dit so kan stel, dit is baie ryk woorde wat ek gebruik. Alright, maar daai deeltjies praat van jy kan nie net 'n hoorder wees nie, jy moet 'n dader wees. En ek meen geloof, ek dink as jy hom verder lees, ek weet nog dieselfde gedeelte of in daai vertaling is nie. Dan sê geloof sonder die werke is nutteloos. So jy kan nie net op jou geloof staan maak en niks doen. So of is die hoofstuk voor dit. Ja, dan sit net in die hoofstuk voor dat hy praat of verder aan. Hy praat van die geloof en die werk. So en hierso gaan hoor en doen. En dan praat hy daar van die tong, want mense is baie meer geneig om te praat, jy weet, om te praat as om te luister. Jy moet nie kwaad word. So Jakobus raad al daai goed aan, want dit is hoe 'n karakter van 'n koninkrykskind moet lyk. 'n Koninkrykskind moet hom nie in die moeilikheid uitpraat nie, as hy verkeerd is. Hy gaan man up en bely as hy verkeerd is. Want dan sal die teespraak. En die wêreld sê hier wat lieg en bedrieg met jou tong soveel as moontlik, praat soveel as moontlik woorde na mekaar en probeer jou hier uitpraat. En ek meen dis hoekom het jy al gesien in baie gevalle as jy iemand wat nou in die wêreld is, ek sien dit baie by die werkers, as jy hulle uitvang op 'n fout, dan sal hulle dit ontken tot in die begin. Hy's redder dit uitgevang, almal weet dis hy, maar hy sal dit ontken. Want hy praat net heeltyd nee. En dan wat gebeur? Dan kom 'n label op daai ding. Selena bedreig met hom dop. Maar jy fout gemaak en sê wie wat is ek jammer. Maar wie wat daar's belydenis. Daar's soos egte. Wie wat daar's vergifnis. Daar's vryspraak. Dit is wat 'n koninkrykskarakter is. Eenvoudig. Baie. In ons westerse beskaawing het Christendom goedkoop geword omdat die kerk die indruk skep dat ons maar net kan sê ek glo in Jesus Christus en dan is alles reg. Ware geloof bly nie vassteek by woorde alleen nie, maar moet uitgedruk word in ons dade. Jakobus 2 vers 14. Wat baat dit my broeders? As iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie. Die geloof kan hom tog nie red nie. Ek moet sê, dink bietjie wat hy hierso sê. Dit is eintlik radikaal. Maar as 'n ander skrif sê, ons glo tot redding.
kom Jakobus en sê, die geloof kan jou red nie. Want, hoekom sê hy dit? En dis baie belangrik hier, want mense interpreteer hierdie woord baie maklik verkeerd. Die woord wat sê, geloof red jou, is 100% so. Want as jy glo in die woord, in Christus, dan gaan jy outomaties doen. Want as jy sê, jy glo dit, dan glo jy dit wat hy sê jy moet doen. Julle verstaan? Dis hoekom hy vers sê, geloof red jou. Want as jy glo in die woord, kan jy nie anders as om te verander. Want anders beteken dit niks. Dis hoekom Jakobus sê, geloof kan jy nie red op sigself. Want as ek net sê, weet wat ek glo in die boek is wonderlik, nou gaan ek hemel toe. Ek glo die boek is die waarheid. Want dit verander niks aan my. Dit doen niks aan my. Dis hoekom hy sê, daai geloof, wat baat dit jou? Want daai geloof kan jy nie red. Want onthou net, geloof kan in enige iets wees. As jy 100% sê, jy glo dat hierdie waarheid is. Jy glo dit moet alles reg wees. Dan sit jy om hier neer, en jy gaan dan met jou lewe, dit baat jou niks. Maar as jy sê, ek glo wat hierin staan, ek glo hierdie woord, en dan omdat ek dit glo, sê dit, as jy glo, moet jy A, B, C, D, en E, en F, en wat ook al as jy moet doen, dan gaan jy, omdat jy dit glo, gaan jy dit doen. En weet julle, jy wil verander, jy wil God behaag, jy wil ons nou daai koning, daai karakters eienskappe kry, en ons nou leef soos die Here wil hê. En tog is dit eintlik so funny. Ek wil net 'n bietjie stil staan. Dat mense is geneig moet dan op 'n glasie water. Enige water. In hierdie wêreldse atmosfeer, oral in ons lewe, wanneer ons iets glo, dan gebruik ons dit. As jy glo daai pilletjies wat jy drink en gaan jou bloeddruk wegvat, sit jy nie aan neer en jy kyk vir elke dag. Ek weet nou nie, jy dink nou nie so. As jy glo, jy gaan volgende jaar wiskunde slaag. Maar jy kom nooit in die wiskunde klas nie, van begin volgende jaar as jy skool weer begin, en jy gaan skryf net eksamen. Maar jy glo jy gaan paas. Wat is die kans dat jy gaan deurkom? Nee, ek weet nie. Ek wil vir jou sê amper nul. Amper nul. Want ek weet, hoe gaan jy die formule weet? Excuse. Ja. Jy kan sê ek glo gaan wiskunde deurkom, nou. Maar jy gaan die wiskunde klas sit. En jy gaan die somme doen. En jy gaan die formules leer. Dan gaan jou geloof uitgevoer word dat jy gaan dit deurkom. Maar as jy nou vir my sê jy glo jy gaan deurkom en jou verjaardag saam met 'n paar vakansie, gaan jy dit nie maak. Die dag net op vir die eksamen. Nie dat ek sê jy moet dit doen nie. Jy nie nooit tyd sê Slim plan. jy sê jy moet dit doen. Maar dit werk so in ons alledaagse lewe. Maar as dit by die woord kom, dan wil mense dit anders gaan doen. En ek wil dit ook noem, dit kom nou by my op. Ou Reinhard Bonke het eendag 'n ding gesê wat ek geluister het. Hy sê, iemand vir hom sê, ja, hierdie wat hy praat van die bloed maak jou skoon en red jou en was jou sonde en al wat hy sê dit. Hy sê vir hom, man, dit is werk. Hy sê, hy glo daarin, maar daar gebeur niks. En hy sê vir hom, wie wat?
Want eintlik toe Reinhard Bonker daar aankom, toe gebeur daar goed en alles en hy ou kan nie verstaan nie. Ek praat met hom. Sê wie was die verskil? You must apply. Jy moet dit toepas. As jy wil vergewe, vergifnis in 'n woord om te sê vergewe is niks nie. Maar dit moet saam met 'n daad kom. Dit moet toegepas word. Die bloed van Jesus moet toegepas word. Jou geloof in Christus moet toegepas word. Daar is sekere goed wat jy moet doen. Daar is sekere karaktereienskappe wat jy moet besit, wat jy moet leer, wat jy moet aanleer. So jy moet jou ou karaktereienskap moet jy afleer of laat gaan. Want anders gaan dit deeltyd teenstrydig wees en vir jou teentrek. So dis hoekom geloof op sigself moet jy hê. Moet jy geloof hê? Definitief. Definitief. Maar jy moet die dade ook hê. Ekskuus, hy sê lees Jakobus 2 vers 15 tot 20. Staan jy nog by Jakobus? Ja. Okay. Jakobus 2, 15 tot 20. Ja. As daar nou 'n broeder of suster naak is en aan daaglikse voedselgebrek het, en een uit julle sou vir hulle sê, gaan heen in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee hulle nie wat vir die liggaam nodig is nie. Wat baat dit? Net so is ook die geloof. As dit geen werk het nie, in sigself dood. Maar iemand sal sê, jy het die geloof en ek die werke. Toon my jou geloof uit jou werke en ek sal jou uit my werke my geloof toon. Ek glo dat God een is. Jy doen goed. Die duiwels glo dit ook en hulle sit dit. Maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is. Ja, dit is daai deel wat ek praat, is net volgende hoofstuk. En hy sê dit eintlik so mooi. Want onthou, die Fariseërs was die ander kant van die kooi. Hulle het net die werke gehad, maar hulle het nie Jesus geglo. Hulle het gedink as hulle vas, as hulle lank bid, as hulle dit doen, dan word het gered. So daar is die ander kant ook. Geloof op sigself kan jy red, maar dit help nie, jy doen net goed, maar jy glo nie. Baie mense dink hulle kan hulle redding koop met werke. En dit kan jy ook nie. Ons het die kursus van Bruce Wilkinson wat ons gedoen het. Ek weet nie of dit die ene is wat ons nou doen van wat is on earth is God doing in wat sê ja, dat net geloof bring jou in die hemel. Die goeie werke is jou rewards wat jy kry. Dit is wat hy daar sê. Ja, ek weet nou nie, ek het nou nog nie geluister na daai spesifiek hoe spaseer hy dit uit nie. Maar waar dit neerkom, hierdie stuk, is want kyk, hy praat van die goeie werke en die geloof, maar dit loop saam. Ja. Wat Jakobus hiervan praat is, om net te glo en niks te doen. Of om net te doen, maar jy glo nie. Want as jy doen, met die doel dat ander mense sien hoe godsdienstig jy is, dan God ken jou hart. Ja. Dan sal ook niks. Maar wanneer jy iets doen outomaties, omdat dit deel is van jou karakter, deel is van jou geloofsoortuiging, jy sê, dis waar die krag is. Dis waar die redding is. Jy doen dit nie om te sê, wie sien my min. Ek wil hierdie doen, want iemand gaan sien en dan lyk ek goed. Jy gaan dit doen, want as jy dit nie hier doen, gaan jy dit op ander plek doen. Ja, jy gaan nie op grond van daai werke, maar jy gaan nie op grond van goeie werke, is jy gered nie. Ja. So, die ding is, as jy goed hand aan hand loop, omdat jy glo, doen jy outomaties die goed vanuit jou geloof, omdat jy God vertrou. Maar jy doen niks van die goed, om deur mense gesien te word, of om te dink,
deur dit wat jy doen, koop jy vir jou plek. En dis waar die verskil is. Dit is 'n natuurlike uitvloeisel van jou koninkrykskarakter. Dis waar die krag is. Dis waar die verskil is. Want ek meen, sodra dit anders te om is, jy doen iets, wat jy wil eintlik iets hê. Dit is baie eenvoudig, baie mense glo dit rondom tiende gee. Nou kom hulle op 'n punt, en sê hulle, ja, okay, ons gaan die Here vat op sy woord. Hy sê as ons tiendes gee, dan sal ons geseën wees. Maak hulle somme, want ek meen, hy praat ons daarvan, jy sal geseën wees 30, 60, eenvoudig en al daai goed. Dan begin hulle somme te maak, alraai. R10, kry jy R1000 terug. Ek sê, okay, nee, ek sal R10 gee. Here, waar is my R1000? Of mense doen dit, want hulle dink, dis hoe die systeem werk. Dis glad nie hoe God se systeem werk. God sal jou beloon, God sal jou seën, hoe? Op sy tyd, hoe hy wil. En ek kan nie vir sê hoe dit plaasvind, maar dit is deel van hoe God jou sal seën en met jou sal wees. Maar dit gaan oor omdat jy vertrou. Dit gaan oor jou geloof en jou vertroue in hom en dan die aksie wat jy doen. Nie om te sê, okay, ek wil dit en nou dit. Destyds het gepraat vir iemand wat op iets geglo het, die in Brits het verkoop by alles wat hy het gehoor, die Here sê, gaan nou spink in die nuwe Mercedes kyk. Sê, die nuwe Mercedes het opgedag. En dis nie God werk nie. Ek kan nie vir hom sê, Here, hier is my ou volle, waar is my Mercedes? Ja, jy sê, die wat kan ek jou rondjag. My klein opsnoek het daai yskas daar ook vergeet, sy het nog so vanaf opspring en net my druk. Ja, maar dat ek jou nou moet gebruik, ons anders ek knees. Speak for yourself, man. Okay, my knees. Jou ma sê dit ook gedoen het, so Barbie dit gedoen het tot dag. Maar dit is ook seker is Wel, so ja, dit is, onthou net, alles gaan oor op die motief van waar. Ja. Maar as jy regtig die woord en dit wat die Here met jou deel glo, gaan jy outomaties verander. So jy gaan goed anders dit doen. Ja. Daar's nie eens 'n ander manier nie. Want omdat jy glo, doen jy anders dan jy sien goed anders. En dis waar die koninkrykskarakter in kom. Om te sê dat ons deur bekering en wedergeboorte tot God se koninkryk toegetree het, is nie genoeg nie. Ons leefwyse moet begin getuig van 'n lewe in oorwinning. Anders sal ons geen verskil in 'n verlore wêreld kan maak. Dit bring ons by die vraag: hoe lyk 'n lewe in God se koninkryk? In Matteus 5 vers 3 begin Jesus sy koninkryksboodskap met die woorde: Salig is hulle. En die hele Matteus 5, die bergpredikasie, sal jy sien, hy sê, salig is julle, as julle dit, as julle dat, as julle sis, as julle so. Nou die woordjie salig beteken supremely blessed, fortunate, well off. Ek meen in Afrikaans, gelukkig, happy. So Jesus begin sy eerste amptelike lewe met die woorde, gelukkig en geseënd is hulle. Dit wys ons dat 'n koninkrykslewe ware geluk sal bring, maar dit is ongetwyfeld so, dat dit nie sonder 'n prys sal gebeur. So, interessant, salig is julle, gelukkig is julle, gelukkig en geseënd is julle. Nou as ek so vra, wie wil gelukkig en geseënd wees? Almal van julle sê, ek wil gelukkig. Ek meen, niemand gaan sê, wie wat ek wil 'n verdrukte en 'n bedrukte en 'n vertrapte lewe lei. En ek meen, as dit is wat aangebied word, wie gaan dit vat? Hier kom die Here en hy sê vir jou, wie wat? Sê my
aanneem, kry jy gelukkig nie. Gelukkig sal jy wees. Ek meen, dis hoekom die evangelie die goeie nuus is. Want ek meen, as jy hoor, jy gaan gelukkige lewe hê, jy's in 'n toestand van verlatenheid, verwerpingheid of verdruktheid, waar ook al jy in jou lewe en jy hoor die boodskap van wie wat geseënd en gelukkig gaan jy wees. Dis 'n goeie boodskap om te hoor. Dis iets wat jy sal wil doen. Alright. Maar wat hy sê, baie mense aanvaar hierdie nuus, maar dan wil hulle nie die prys vir dit betaal. Hulle wil al die voordele hê, maar hulle wil van hulle kant af niks insien. Maar in die wêreld, se stelsel, sê hulle vir jou, weet jy wat, dis 'n hond-eet wêreld. So jy moet insit, anders skop ons jou uit. En weet jy wat, mense sit en lewe in die wêreld se stelsel. En daar's vir hulle betaal 'n duur prys amper om by niks uit te kom. Ja. En dit maak my altyd bekommerd, want hoekom is dit so? Die prys wat Christus vereis vir 'n gelukkige lewe is eintlik so klein. Maar die leuns van die wêreld is net so aanloklik. In Johannes 8:31 vind ons Jesus in gesprek met 'n groep Jode wat net tot bekering gekom het en aan hom begin glo het. En hy sê vir julle, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. Hy beskou dus slegs diegene wat in sy woord bly, as waarlik sy disippels. Hiermee sê Jesus, elkeen wat in hom glo, dat ware disippelskap volkome gehoorsaamheid vereis. Volkome gehoorsaamheid bring ons weer terug. God se ding om God se manier te doen. Om te hoor wat hy vir jou sê. Om nie te sê, ag maar Here, ek sal volgende jaar of Here, ek kan nie nou nie. Gehoorsaamheid. En ek meen, as jy vat Jesus, ons sê hy is ons voorbeeld, reg in die begin van die mentorgroep het ons gesê, en daai 2 Petrus vers, jy moet in sy voetstappe volg, hy is ons voorbeeld, ek in 'n ander vers sê, hy is ons leidsman, met ander woorde, hy loop voor, so, dit wat hy gedoen het, spreek van volkome gehoorsaamheid, en hy sê, in hoeveel plekke net wat ek die Vader sien doen, dit doen ek net so, so al die goeders sê vir ons, volkome gehoorsaamheid, tot die dood. So hoe gaan ons nou sê, ja, ek gaan alles doen, maar nie dit. Here, ek sal vir u luister, maar net nie hierdie plek. Ja, dit is te lekker. So, koninkryksleefwyse is absolute gehoorsaamheid. As ons die saligsprekende en die res van die bergpredikasie reg verstaan, sien ons dat hierdie lering van Jesus 'n selfondersoek vereis. In 2 Korintiërs 13 vers 5 sê Paulus, ondersoek julleself of julle in die geloof is. Stel julleself op die proef. En hier soos 'n volgende stel. As julle wil onderstreep julle julleself. Julleself. Ondersoek julleself, die woordjie julleself. So hy sê nie, ondersoek jou man of ondersoek jou vrou, ondersoek jou kind of ondersoek jou pa en jou ma, ondersoek jouself. Moenie ander kyk net na jouself. Dis die vereiste. Hy sê, ja, maar jy weet, Koos is nie in die geloof, of Koos nie in die Here nie. Weet jy wat, ek het nou soveel met Piet gepraat. Ondersoek jouself. Wil jy vergeet met Piet, ondersoek jouself. So Paulus vermaan ons hier om seker te maak of ons lewe na ons bekering van ons bekering getuig. So baie mense kom tot bekering en bly daar vas. Hulle vorder nooit tot op 'n vlak waar hulle geestelik groei vir die wêreld rondom hulle sigbaar word. En baie mense kom tot bekering, maar hy groei nou nie in Christus. En dan kom daar ander mense en kyk hulle na hulle en sê hulle, as dit 'n Christen is,
Dan wil ek nooit 'n Christen wees nie. Hoekom? Want ou se lewe getuig nie, die ou se lewe, en dan sê vir daai mense, maar weet jy wat, jy kan nie net na daai persoon kyk, jy kyk na die ander. Want baie mense, dan kyk jy so en dan sê jy, ek kan nie eens glo dis dieselfde mens nie. Daai persoon lyk glad nie, hy funksioneer nie eers meer. Of sy, soos die ou mense wat ek geken het. Maar dit is baie maklik altyd om na die ander plek, maar dit is mense wat op 'n keer kom, dan nooit verder vorder. So, in die natuurlike lewe word geen baba ooit gebore om 'n baba te bly nie. Dis voor jou liggaam. Net soos elke baba bestem is om tot volwassenheid te groei, so is dit ook God se wil dat elke baba Christen tot 'n volwasse Christen moet groei. En ek meen dit is, soos ek sê, self-explanatory. Matteus 5 vers 1 en 2 sê: Toe hy die skare sien, het hy op die berg geklim. En nadat hy gaan sit het sy disippels na hom gekom en hy het sy mond geopen en hulle geleer en gesê, salig is hulle. Ons gaan nou by dit uitkom, maar ek wil julle moet iets hierso sien. Hierso staan die Here Jesus en hy sien die skare mense. En die skrif sê, en hy het op die berg geklim. Alright? Nou, wat gebeur? Wys dit daar, dat die skare na hom toe kom, of wie gaan na hom toe? Sy disippels. Sy disippels. So, jy kan duidelik verskil hier sien. Jy sien hier is 'n skare mense, klomp mense. En hy gaan en hy klim op die berg. So net die wat hom volg, kom na hom toe. Die wat hom nie volg nie, het nie gegaan nie, hulle het gebly of het geloop. So daar wys dit vir jou die eerste aksie. As jy sy disipel is, sy volgeling, en hy klim op die berg, waarna toe gaan jy? Gaan agter hom aan. Jy gaan op die berg. Dit jy sê. Ja. Sy hand op die praat ek by weet. So interessant. Toe hy hierdie boodskap preek, toe preek hy dit vir sy volgeling, sy disippels. Nie vir die skare. Want toe hy die skare sien, toe begin hy nie te preek. Die woord sê toe klim hy op die berg om te kyk wie volg hom. Want net die wat hom volg is bereid om die stap te neem om 'n koninkrykslewe te leef. Sê lees Lukas 6 vers 17 tot 20. Ek sal so vir julle lees. Alright. 17 tot 20. Voor Lukas 6, wat is by 16. Ek myself op, en weet jy ook. Nee, ek sal ook nou lyk nou op die verkeerde plek, my kop is op al op die kans. Alright, hier is ons. En hy het met hulle afgeklim, Lukas se ooreenkoms of sy gedeelte oor die bergrede of die bergpredikasie. En hy het met hulle afgeklim en op 'n gelykplek gaan staan. En daar was 'n skare van sy disippels en 'n groot menigte van die volk van die hele Judea en Jerusalem, die kusstreek van Tyrus en Sidon af, wat gekom het om hom te hoor en van hulle kwale genees te word, en die wat gekwel was deur onreine geeste is ook genees. En die hele skare het probeer om hom aan te raak, omdat daar krag van hom uitgegaan het, en hy het almal gesond gemaak. Toe slaan hy sy oë op oor sy disippels en sê, salig is julle armes, want aan julle behoort die koninkryk van God.
En daarso sê hy net weer, die hele skare is daar, almal het gekom om te hoor, almal wil aan hom raak, want almal wil genesing ervaar, en hy het alles gedoen. Maar hy sê, hy praat met sy disippels. So daai deel sê vir ons weer, die hele skare was daar, Matteus sê vir ons, hy het opgeklim in die berg, en sy disippels het gekom en hy het met hulle gepraat. Maar daar was 'n hele skare van mense, daar was baie mense daar. Nou as jy dalk redeneer, okay, die hele skare was saam met hom, daar was ander mense. Lukas sê vir ons, hy praat met sy disippels. So hierdie boodskap is vir almal wat hom aangeneem. Almal wat gesê, ek volg Jesus. Right. So, hierso sê hy weer, daar is 3 groepe mense teenwoordig in die gebeure wat Lukas hier beskryf. Die skare disippels, die groot menigte van die volk en die 12 apostels. Dit is opvallend dat Jesus na sy disippels opkyk terwyl hy met hulle begin praat oor die karaktereienskappe van 'n persoon wat hom tot God se koninkryk verbind het. Hy doen dit omdat hulle reeds tot die koninkryk toegetree het, hulle reeds alles verlaat het om hom te volg. Alhoewel Jesus hom op sy volgelinge toespits, bring hy hierdie lering sodat die ander mense wat gekom het om te luister ook die boodskap kan hoor. Right, so hulle sê hierso, dit was nie net die disippels wat hom gevolg het. Lyk my daar was dan ander mense wat hom ook gevolg het. Maar die boodskap was primêr vir die disippels. Hy leer hulle nie in die geheim nie, maar in die openbaar, om sodoende ook die selfregverdigde skrifgeleerdes en die fariseërs aan te spreek. Tydens Jesus se aardse bediening het die skrifgeleerdes en die fariseërs 'n klaar uitgewerkte leefwyse ontwikkel gehad, wat hulle as die regte lewe beskou het. In hierdie raamwerk het hulle 'n etiese leefkode ontwikkel, gebaseer op werke en uiterlike godsdienstpleging. Okay. Dis nie die woord vir my. Wat hulle as regverdig beskou het. Ons sien in Matteus 5 vers 20 dat Jesus reg van die begin af hierdie valse geregtigheid van die Jode aanspreek. Want ek sê vir julle dat as julle geregtigheid nie oorvloediger is, met ander woorde dit nie oortref, as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan. En ek moet weer sê, dis nogal 'n kragtige skrif daai, en ons gaan hom weer 'n keer behandel. Na die saligspreking kom hy by Matteus 5 vers 20. En ek meen, dis 'n radikale ding om te sê, want nou is daar dalk 'n fariseer of 'n skrifgeleerde of 'n stomp van hulle wat daar staan. En hy sê, as jou geregtigheid, as jou stand voor God nie meer is as hierdie ouens, gaan jy nie in die koninkryk gaan. So eers sê hy, daai ouens maak dit nie, want jou geregtigheid moet meer wees as hulle se. En dit is nogal radikaal. So jou geregtigheid, dis jou benchmark. Kan nie 'n fariseer geregtigheid wees nie. Kan nie uitgewerkte godsdienstige lewe wees nie. Jesus toon hiermee duidelik aan dat die sentrale tema van 'n lewe in die koninkryk van God ware geregtigheid is. Met hierdie stelling in vers 20 sê Jesus letterlik dat 'n karakter van geregtigheid 'n vereiste vir sy kinders is. Ons kan nooit in God se koninkryk ingaan sonder ware geregtigheid nie. En daarsonder sal ons ook nie in die koninkryk kan leef nie. Daarso sê maar net geregtigheid beteken righteousness, wat beteken right standing before God. Mens het gesê, getuig my lewe
van 'n God-tipe lewe? Is my karakter 'n weerspieëling van God se karakter? In Hebreërs 12 vers 14 staan: jaag die vrede na en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. 'n selfgesentreerde, besmette lewe kan God nie sien, want God is heilig. 1 Petrus 1:16 staan geskrywe: wees heilig, want ek is heilig. Titus 1 vers 16: hulle bely dat hulle God ken, maar hulle verloon hom deur die werke, omdat hulle gruwelik en ongehoorsaam is en ongeskik vir elke goeie werk. In Christus het ons nuut geword en daarom kan ons lewens nie onveranderd bly nie. Paulus sê in 2 Korintiërs 5 vers 17: daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit alles het nuut geword. En weet julle net, ek is dankbaar vir die vers. Want dit sê, al het jou lewe uit mekaar geval, of al val dit uit mekaar, al is jy van die pad, al dink jy kan nooit in die lewe weer herstel word, al lyk dit vir jou, jy is die vuilste vuil onder die son, kom die Here en hy sê, as jy in Christus is jy 'n nuwe skepsel. So hy kan al die vuil, al die stikken, al die gemors in 'n lewe, maak nie saak wie jy is, kan hy kom en hy kan dit herstel en hy kan dit nuut maak. En hy sê, die ou dinge het verby. Ons kyk nie meer na dit. Ons begin oor 'n nuwe skepsel. Dink nie aan dit. Nou net gemaak. Skoon. Dis baie. Dis amazing. Nie dat ek sê jy moet dit misbruik en net sê ja, Sondag nou, want môre is dit weer nie. Kan dit môre weer Sondag en oormôre, dit is glad nie wat hy sê. Want hy sê, as jy in Christus is. So, en as jy in Christus is, gaan jy nie wil jou nuwe lewe wegsmit en net gebruik as 'n verskoning. So dit is baie. Ek meen, maak nie saak wie jy is, maak nie saak deur wat jy kom, Christus en die vermoë jy nie te maak. Dis waar. So, elkeen wat geregtigheid najag, het die ou sondige natuur afgelê. En dit sal aanleiding gee tot 'n ware